Asai, goeiemôre. Ek is so bly, ja, julle is hier so, en ek hoop julle gaan at least 10-15 minute na die tyd bly vir 'n stukkie koek, want ek gaan definitief nie koekies eet nie, hoor. Nie alles nie. Ek gaan eet, maar ek gaan nie alles eet nie. Ek het sommer vir Tannie Bets gevra om vir ons af te sluit vir hierdie termyn. Ja, ons het 'n bietjie rus nodig. Ons het bietjie ander goedjies wat ons gaan doen, gaan bietjie uitreike doen, gaan bietjie minister op ander plekke, daar by die rehab en so aan. So ja, ons het dit wat ons nou gaan doen in die vakansie. Dis actually vir my weird, want ek hoef nie kinders te gaan haal by die skool nie. Ek hoef nou nie te worry, hoe gaan ek hulle entertain hierdie vakansie nie, hoor. So ja, gaan ek weet, baie van ons sissies is nou nie hier nie, Adelie is siek en Karen is in die hospitaal, ons moet asseblief vir hulle bid. Ja, en dan Tannie Bets, dankie dat jy vir ons gaan afsluit. Môre julle, ja, ek het nou gedink, wat gaan ek nou sê vandag, en dan sal so baie dinge wat deur 'n mens se kop gaan, maar toe dink ek, hoe het God hom aan Moses geopenbaar, en nie net aan Moses nie, aan ons ook, hy het gesê, ek is, Judai Wafai, dit is eintlik asemhaling, Judai Wafai, wat doen jy op die oomblik? Jy haal asem, jy leef in die nou. En dit is wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet in die nou leef. Ons sit so baie en dan vertel ons wat gister en eergister gebeur het en hoe lekker dit daar was en dan verlang ons terug na die ou tye of ons sê, ons gaan met vakansie daar en ek wens dis nou al vakansie, ek is nou moeg vir dit en dit en dit en dit. Maar die Here sê, ek is die God van nou. En so laat ons in die nou leef, elke dag in hierdie tyd wat ons nie by mekaar gaan wees nie, en sy teenwoordigheid elke dag in daai oomblik ervaar. En weet, hy is in jou, want Heilige Gees is in jou. Hy leef saam met jou, elke oomblik. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u goedheid, u liefde, u genade, u getrouheid. Dankie Here dat u ons deur 'n hele kwartaal geseën het en dankie Here dat ons kan weet u gaan ons seën ook deur hierdie vakansie wat ons nie by mekaar gaan wees nie. Dankie Abba Vader dat u altyd by ons is. Dankie vir u seën wat ons weer Sondag gaan herdenk. Ons dink aan ons sissies wat nie hier is nie, aan die wat siek is, Here. Ja Here, ons spreek genesing oor hulle en ons vra Vader, laat ons elke oomblik wat ons lewe sal geniet en weet, u is by ons en ons moet voluit gaan vir daai oomblik met elke deel van ons wese. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Hallo vir almal, wie ek nog nie hallo gesê het nie, dit is so lekker om vanoggend hier saam met julle te wees. Ons gaan nou, ons het vir 2 weke vastgesit by vers 1, 2, 3 en 4 van die boek van Judas, en ons kan eintlik weer teruggaan daarna, ek het nog baie daaroor te sê, maar ek gaan nie. Ons gaan nou aanbeweeg na die boek van Judas, deel 2 vers 5 toe. Judas is 'n baie ryk boekie, net om julle weer in herinnering te bring van wat ons gelees het. Kom ek lees gou vir julle weer die eerste 5 versies. Amper lees ek Openbaring. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader, geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Jy is geroep, jy is geheilig, jy is bewaar. Luister jy, jy is geroep, jy is geheilig, jy is bewaar. Maak jouself vas op dit. Nee? Mag barmhartigheid, vrede en liefde vermenigvuldig word. Jy het barmhartigheid by God, daar is vrede tussen jou en God het jou lief. Luister jy, God het jou lief. Bly daarin. Is dit nie mooi nie? 6 goed hier. Geliefdes,
vers 3, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, dis wat hy wou doen. Onthou jy, komma, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewerd is. Stry daar beteken nie ek gaan beklei met almal nie. Stry vir die waarheid met liefde. Nie stry vir die waarheid met bekleiery nie. Hierdie is nie daai stry nie. Alright. Paulus leer ons ook, deur die liefde wat ons het vir God, sal ons mense na die waarheid toe trek. Nie deur jou gestryery nie. Nie deur jou harde boodskappe turn or burn nie. Niemand gaan turn van die burn af oor jou harde boodskap nie. Hoor jy? Alright, mense moet wil change. En nou is die ander ouens wat beklei daar buite in die kerk vandag, beklei met die kerk, wat weggedraai het, wat hy van waarsku so. Jy gaan die mense nie terugdraai na God toe, deur met hulle te beklei nie. Alright. Jy gaan vir hulle moet bid, en jy gaan jou lig laat skyn, sodat mense wil draai. Ok, so dis nie wat daai stry beteken. Kom ons gaan stry met hulle, ons moet stry met die kerk. Nee, ons doen nie daai nie. Wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Ons het laasweek gepraat van die afvalliges of die apostate, dis 'n anglisisme wat weggedraai het al daai tyd. Hoekom? Wat is die groot ding wat hier gebeur het? Godlose mense wat die genade van ons God verander het in ongebondenheid. Jy is so onder grace, jy kan sonde doen. Dis eintlik wat daar staan. Nee, dis nou wat ons noem super grace. Nee, jou geloof moet jou nader aan God trek om meer heilig te wil wees soos wat hy is. Dis genuine bekering. Nie, nou het ek 'n lisensie om te gaan sonde doen nie. Daar's ouens wat ingeslyp het wat dit so preek. Dis wat hy sê. En dis nie goed nie. Once saved, always saved. Moenie worry nie. Ja, hierdie eerste goed wat hy noem daar, dis wat jy gekry het toe jy gered is. Dan op die einde staan daar, is my nogal mooi, wat hy sê so, waar staan dit? My julle geliefdes, vers 24, aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. Hy is magtig, vers 24, om jou te bewaar van struikeling. Hy kan jou nie keer om te struikel, maar hy kan jou bewaar in dit. Verstaan jy? Jy kan struikel. Maar as jy in die eerste paar verse vas staan, sal hy jou bewaar. Draai weer na hom toe. Vra hom vergifnis. Hy is magtig om jou te bewaar. Bly onder sy vlerke. Godlose mense, manne, wat die genade van onze God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Alright, nie om Jesus te volg, nee, gaan jou alles kos. Gaan jou alles kos. Ek wil ook net vir julle sê, in Afrikaans staan dit die boek van Judas. In Engels is the book of Jude. Alright, not Judas. So, daardeur sê Judas eintlik, hoor, ek wil eintlik nie eens vereenselwig word met my regte egte naam Judas nie, want die konnotasie daaraan is nie so lekker nie. Dis hoekom is actually book of Jude. Maar in Afrikaans is nie die boek van Jude nie. Dit is die boek van Judas. Ok, so dit is dan nou maklik, as jy kyk na die Engelse Bybel, is allemaal the book of Jude. Alright. Ek wil net vir julle sê so, by way of review, gaan ons maar net hierdie opnoem. Hoekom is die boek van Judas vandag relevant en belangrik? Want dit is geskryf vir ons vir vandag, dit is geskryf vir die eindtye, is vir die laaste dag kerk geskryf. En die kerk, die begin van die kerk, was die handelinge van die apostels, en natuurlijk die einde van die kerk, handeling van die afvalliges of die apostate, dis hierdie laaste boekie. Alright, dit het ingesluip, het in die kerk aangekom, en weer is alive and well, vandag nog erger as daai tyd, maar daai tyd was het maar net so erg. Judas is die enigste boek in die Nuwe Testament uitsluitlik geskryf vir die afvalliges, of die groot afval. Waar sy boetie reeds skryf in die boek Jakobus, ons weet, dit was 'n moeilike boek partykeer op die ore, maar hy waarsku jou in die boek Jakobus om standvastig te wees in geloof. Moenie wegdraai nie. Moenie net 'n hoorder wees nie, maar word 'n dader van wat jy glo. As jy 'n dader word van wat jy glo, is jou kans vir struikeling baie minder. Maar as jy 'n Sondag Christen is,
gaan dit moeilik wees. Alright. Ek sê altyd vir mense, terwyl jy met jou eie issue sukkel, gaan help ander. Dis die vinnigste wat jy gesond word. En om ander te kan dien, is die grootste geskenk wat jy kan kry. Om jou lewe vir ander te gee. Dis hoekom mense wat regte polismanne is, nie ouens wat polismanne wil word, omdat dit net 'n job is, nie, en toi nie, en bribery nie, maar regte polismanne, regte verpleegsters, regte dokters, regte brandweermanne, hulle geniet hulle job, elke dag is avontuur alles, regte Christene, dis 'n avontuur hoor, dis erger as om 'n brandweerman te wees, vra my, ek kan nie vertel waar ek oral sal hierdie week bedien het nie, en hoeveel mense te kom met hierdie week wat ek nog nie eens geken het nie, en wat ek kon bid voor, en ek kon een meisiekind nie help hierdie week nie, maar ek hoop die saad is geplant, en daai aand ek sê vir Lisa, dat ek sommer wakker gelê oral, wat sy maar net gekies het nie, sy is in prostitusie, satanisme, en al die tipe goed, maar ons bid dat die Here haar sal trek na hom toe, Johannes 6:44, nee? Ja, dit is baie lelik wat daar buite aangaan. Dan Lukas 18 vers 8 wat Jesus sê, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Gaan God geloof op aarde vind. En al hoe ek en jy, luister vir my, al hoe ek en jy in die geloof gaan bly, is ons in die woord bly. Daar's baie aanslae op die woord, en daar's baie aanslae op jou interpretasie van die woord. As jy nie hierdie ou se Bybel het nie, gaan jy nooit verstaan eintlik wat die goed beteken nie. Ek hoor dit baie. As jy nie hierdie spesifieke persoon wat so goed is met Grieks en Hebreëus se Bybel het nie, dan gaan arme ouens soos ek en jy nooit die Bybel verstaan nie. Nonsens. Nonsens. Daar's 'n Bybel, 2 Korintiërs 1 vers 13, ou vertaling. Skryf van julle niks anders as wie jy lees of ek verstaan nie. En so hoop jy sal dit net so tot die einde toe verstaan. Ja, maar jou interpretasie, jy weet eintlik, die Jode, as hulle so iets, die Jode die konnotasie aan het verstaan, en nou sal ek en jy dit nou 2000 jaar terug later nie verstaan nie, maar as jy die ou se Bybel kry, hy sal vir jou mooi wys in daai Bybel. Nonsens! God het met alle almag geweet, 2000 jaar later gaan Carlton Willers die Bybel in hulle hand hê, wat nie Jode was of Grieke nie, en hulle gaan die Bybel lees, en hulle gaan Jesus kry in die Bybel. En ek en jy kan maar daar, as hy daar praat van dit, wat ons daar lees, dan moet jy dit maar glo, dis wat daar staan. Die probleem met die katholieke kerk, dit was en vandag, is dat, en dis hoekom Martin Luther hulle weggebreek het, dat die kerk moet vir jou die Bybel interpreteer. Nonsens. Die Heilige Gees moet, en dan, moet jy nie een van die airy-fairy mense word, ja, maar die Gees het dit vir my gewys, ons het heeltemal nie skriftuurlik nie. Verstaan nie? En vandag het dit ingesluit, nie net met die katholieke kerk nie, as jy nie in ons Bybelskool was nie. Gaan Bybelskool toe, laat dit vir jou 'n starting place wees. Maar moet nie dink dis al nie. Jy kan nie in 3 jaar, hoe gaan jy dit in 3 jaar leer? Nooit nie. Maar pas op vir mense of plekke wat jy sê, as jy het nie soos ons sien nie, laat ons jou help om die Bybel te interpreteer. Daar is nie baie interpretasie nodig nie. As Jesus sê hy kom weer, dan kom hy weer. As hy sê dis met die basyn van 'n aardse engel en jy gaan weggeruk word, dan staan hy weggeruk. Nou is ouens teen die wegraping. Ek gaan môre daaroor praat. Hoe kan jy wees? Ek het nie eers iets van die wegraping gewees nie, maar toe ek in Thessalonisense dit lees, toe sien ek, hier kom 'n ding wat ek gepluk gaan word. Verstaan jy? Ek kan dit net al lees, dit staan daar. Nou wanneer gaan dit gebeur? Het dit al gebeur? Baie ons sê dit goed, hierdie openbaring goed het al gebeur. Hoe het dit al gebeur? Waar het dit gebeur? Gebruik jy jou logiese verstand. Ouens sê nee, maar Satan is al gebind en goed. Ja, rarig. Rarig? Nee, 1000 jaar vrederyk is 1000 jaar vrederyk, hoor. Ek het nog nie daai vrede gesien nie. Het jy dit al gesien? Nee, hier is nou groot gemors in ons land op pad van xenofobie aan die einde van die maand. So dis altyd wars en rumors of wars en gemors wat aangaan. En dan gaan dit nie eers gebeur nie, want die Satan se taktiek is om almal bang te maak.
Lees die Bybel, weet, daar's profetiese woord wat in vervulling gekom, hou vas daaraan. Dit moet soos 'n lamp in 'n donker plek skyn, ek het Woensdag aand weer daaroor gepraat. Die woord moet jou opgewonde maak dat Jesus gaan terugkom. Hoe awesome is dit nie? Nou wil mense dit wegvat. Hy gaan terugkom vir sy kerk. Hoe awesome is dit nie? En hierdie kerk-era gaan stop en die Here gaan 'n nuwe millennia instel. Vir 1000 jaar gaan hy self regeer om vir ons te wys wat dit is om in vrede te regeer. Hoe awesome is dit nie? Hou vas aan dit, dit staan in die Bybel. In die Bybel staan daar was 'n vloed. In die Bybel staan daar was 'n Ou Testament. In die Bybel is dit 'n Nuwe Testament. Handelinge sê is die kerktydperk, maar die kerktydperk se deur gaan toemaak en dan gaan Jesus oorneem. Nou glo die kerk, ons gaan nou alles vir die Here bewerkstellig. Ons moet nou in regeringsvlakke ingaan en ons moet, hoorie, noudag sê die Here vir my die laaste keer toe dit gebeur het dit nie lekker gewerk nie. Die laaste keer toe kerke die regerings geran het, nie goed gegaan nie, maar die kerke het mekaar vermoor. Die protestante het die katholieke doodgemaak, die katholieke het die protestante doodgemaak. So nou as die Christene die regeringsvlak oorneem, wat 'n denominasie? Die ouens in die klein doop glo. O, hemel bewaar ons dan, wat groot doop. Verstaan jy? Gaan die groot doop ouens oorneem, hemel bewaar die ouens wat klein doop. Die Here sê vir my dit laaste keer nie lekker uitgewerk die Christene in regeringsvlak. Dis goed dat daar Christene in die regering is, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ek en jy het niks in politiek te doen nie. Ek en jy moet gaan disippels van nasies maak. En as die Here jou in politiek gebruik as 'n Christen, go for it. Go for it. Kyk wat jy kan doen. Doen dit. So, ek is nou weer op 'n ander tangent hier dat ons aangaan. Ek moet net by die introduction kom hier. Alright, struktuur en uitleg van die, julle kry die PDF, dan kan julle lekker kyk daar. Daar's baie ander ouens wie ek na luister, wat ek kyk, wat sin nie heeltemal so is nie, maar as jy struktuur, ek is nie baie goed om strukture uit te werk nie. Daar's ander mense wat baie beter as ek is dit, my vrou is goed met dit ook. Maar jy kan self 'n boekie soos Judas lees, en jy kan hom so 10 keer lees, en terwyl jy hom lees, maak jy notas, en jy kan self agterkom as jy goed is met strukture. Hier is 'n struktuur in elke boek. Dis goed om 'n struktuur te kry van 'n boek. Dan weet jy, en kyk hoekom is die boekie geskryf? Wanneer is hy geskryf? Dit help hoor, as jy dit goed weet. Okay, mense, nee, ek glo in die Bybel. Okay, die Bybel is groot, jong. Daar was tydlyne en goed. Dis waarom ek altyd sê, ek moet dit eintlik elke teaching opsit. Ons moet die Bybel histories ken. Dis goed as jy dit ken. Jy moet hom teologies ken, konteks, so 'n bietjie verstaan. Maar dan ook moet jy hom persoonlik ken. En dan moet jy hom ook geestelik ken. Nou baie ouens maak die fout, hulle ken hom net persoonlik. Ander ouens net geestelik. Nee, dit kan net die mekaar raak. Ja, die Gees het my gewys, eintlik beteken openbaring dit. Verkeerd, is nie goed nie. Of net teologies en histories. Dit boring mense. Nee, jy moet al vier. Jy moet hom histories ken, jy moet hom teologies ken, persoonlik ken en geestelik. Kombineer dit. Anders is dit sola scriptura, skrif alleen. Ek hou van daai ouens, is veilige ouens. Ek is bang vir die ouens wat net geestelik en persoonlik is. Want hulle maak dit airy-fairy. Daar's nie diepte nie. Ons moet diepte hê. Voor jy kan uitgaan en groter word, moet daar diepte wees. In die woord. Dis waarom hier by hierdie gemeente gaan ons woord. Ons gaan groei deur die woord. En die Gees. En dit moet veel persoonlik raak. Anderste, waarom ek sê, die Here kan enige skrif gebruik, uit konteks uit, en dit vir jou gee. Hy kan dit doen, want hy mag, is sy woord. Dis sy woord. Daar is jou struktuur, ons doen hier die eerste 2, versekering van ons geloof vir die Christen, vers 1 en 2, die gelowige Christen en geloof, vers 3, en dan vers 4 het ons nou laasweek heeltyd gedoen, die afvalliges word beskryf, en dan afvalligheid beskryf in die Ou Testamentse geskiedenis in vers 5, ons gaan nou daarna kyk. Ok, so kom ons kyk bietjie na die geskiedenis, deel 2 vers 5, Judas 1 vers 5, maar ek wil julle daaraan herinner,
Al weet julle dit nou eenmal. Dis my mooi geskryf. Ek wil net herinner, al weet jy dit nou eenmal. Hoeveel keer hoor ons dit nie, mense? Ek like om so te praat. Dat die Here, nadat hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Omgebring? Doodgemaak het. Alright, kom ons kyk hier daarna. Goed, 3 voorbeelde vir ons om by te leer. Dis in vers 5, 6 en 7. Hy gaan vir ons uit die geskiedenis uit 3 voorbeelde leer. Israel, geredde mense, vers 5. Engele wat gesondig het, nou gaan ons dan nog ons bietjie weird raak nou volgende kwartaal. Ons gaan nou bietjie na die engele kyk wat geval het, Genesis 6 en al die tipe goed. Vers 6, en dan Sodom en Gomorra, ongeredde mense, vers 7. Buiteboeke van die Jode, in Jesus se tyd, het dit nog steeds gesmeel by Sodom en Gomorra. Jy kon nog steeds die rook sien uittrek daar. Kan jy dit glo? Daar was actually 4 stede daar, wat vernietig was. En die meeste van hulle is nou onder die dooie see. So kom dit nie meer smeel nie. Dit het nog gesmeel. As jy nie geglo het in Sodom en Gomorra in Jesus se tyd nie, kon jy net 50 kilos daai kant toe stap, kon jy gesien hoe trek die rook nog daar uit, hoe hulle amper voor Jesus se tyd, 1500 jaar voor Jesus se tyd sal uitgehaal. Toe smeel daai goed nog steeds. Vandag nog, by die regte Sodom en Gomorra, kan jy die balletjies kry, in die klip, nee, in die sand, van die balle wat geval het, dit is 'n tipe bal, 'n heliumbal of 'n ding, dit is so 'n heliumbol, hy het gebrand tot hy so klein is, dan haal die ouens daai balletjies uit, steek hom met 'n lighter en brand hy weer. Vandag nog, jy kan dit vandag gaan doen. Ja, sulfur, ja, helium, sulfur. Sien, ek moet nie met wetenskap of wiskunde bly by wat jy weet, JC. Alright, daar gee ek nou my wetenskap wat ek in snaar 4 gedryf het weg hierso. Helium is in die ballonne wat ons so snaaks gepraat het, onthou julle? Ja. Alright, maar ek het nou snaaks gepraat. Sulfur, dankie Lisa, hoor. Alright. Ek wil net vir jou die Engelse King James lees. I will therefore put you in remembrance. Dis hoekom ons die Bybel histories ook moet ken. Ons moet leer uit die geskiedenis uit. Ek het daai aanhaling gehad in die boek Judas. Hegel het gesê, dis nogal snaaks dat die mense niks uit geskiedenis uitleer nie. Hulle maak dieselfde foute. So nou probeer Judas ons waarsku, kyk hierdie ouens het ingeslyp, maar ek wil julle net gou herinner, hierdie is nie 'n nuwe ding nie. Hierdie is nie 'n nuwe ding nie. Les uit Israel se woestyn of wildernis tydperk. Wat was die probleem? God wat in staat en bereid was om hulle te red, was dit die probleem? Die lam en die bloed en die kusyne, die Rooi See wonderwerk, die tabernakel, die priesters, die offeranders? Nee, afvalligheid, apostasie was hulle probleem. God het hulle gered. Maar voor ons aangaan daarin, ons gaan nou kyk hoe hierdie ouens raad gekry, met ons onsself net vasmaak. Onthou daai eerste verse wat ek julle gelees het, Johannes 14 vers 14. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sê Jesus, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Johannes 10 vers 27-28. My skape luister na my stem. Is jy sy skaap? Hoe sê Openbaring, het jy ore? Luister na sy stem. En ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Baie belangrik, bly drink van die lewende water. Luister nie, bly drink van die lewende water. Moenie ophou drink van die lewende water nie. Want jy kan wegval. Jy kan nie dors wees in die gees en dink jy gaan staande bly nie. Luister konstant na sy stem. Volg hom. Dan sal ek en jy nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Alright. Good. Maar ek wil julle daaraan herinner, dat hulle, die volk uit Egipte gered was, ongelowig was, 3 goed met hulle gebeur. Wat was hierdie redding? Wat was die ongeloof? Hoekom dan het God hulle omgebring? Dat is 'n mooi prentjie van daai. Was Israel werklik gered? Ja, kom ons kyk gou na skrifte van dit.
Eksodus 3 vers 7, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk. Dit was God se volk, dis sy mense, wat in Egipte is. Eksodus 5 vers 1, en daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel. Dis sy volk, hy het hulle uitgekies. Laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Deuteronomium 33 vers 29. Welk geluksalig is jy, o Israel, wie is soos jy? 'n Volk wat deur die Here verlos is. Hulle was verlos deur die Here. Die skild van jou hulp en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande julle al kruipende aan jou onderwerp, maar jy sal op hulle hoogte stap. Verseker, die pasgalam deur die Rooi See, die vuurkolom en die wolk, hulle was meer as net gered. En al daai goed is tipes, gaan nou daarna kyk, wat met hulle gebeur het. Maar, toe kom die afvalligheid. Numeri 14 vers 1. Toe die hele vergadering uitgeroep, hulle het hulle stem verhef en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. Numeri 14:21, maar so waar as ek leef, en die hele aarde van die Here se heiligheid vol sal word, al die manne, wat my heerlikheid en my tekens gesien het, God praat, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en aan my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien nie, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het, ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Vers 28, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke, die een Engelse Bybel sê, julle karkasse, jou karkas, jou karkas sal in hierdie woestyn lê, naamlik al jou geteldes, volgens julle volle getal, van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Murmureer is meer as moan. Alright? Hulle teen God gedraai, teen Aaron, teen Moses gedraai. Ons gaan nou verder in hierdie verhaal van Judas, hoor jy van Korag en al daai wat teen Moses hulle gedraai het en wat die aarde het hom ingesluk. Gou sommer teen die Here gepraat, 'n slukkie aarde hom in. Hallo. Numeri 11 vers 1, ek hou van hierdie ene, Oluma Herbert hom altyd so goed gesê in sy tyd. En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag dat dit sleg gaan, en toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam, hy ons nou weet jy my, yes, want lyk my nou ons het gemoun. En toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die Here het onder hulle gebrand, en het gewoed aan die kant van die laar. Toe die volk na Moses geroep, en Moses het tot die Here gebid, en die vuur het doodgegaan. Dankie tog vir Moses wat 'n middelaar was. Moses is 'n tipe van Jesus, as jy het nie geweet het nie. Daarom het hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het, en die gemengde bevolking onder hulle was met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, waar sal vir ons vleis gee om te eet? Wie sal vir ons vleis gee om te eet? En ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers, en die wartlemoene, en die prei, en die uie, en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar is glad niks nie, net die manna wat voor oë is. Sê jy, okay, ek sal vir julle kwarteltjie stuur. Die vleis sal nog eers uit jou tande uitwees en kom die volgende batch kwartels. Het jy al 'n kwartel geëet? Ek het 'n vrou een keer ontmoet, toe ons in die Kaap gekry het, ek en Elsie, wat 'n kwartels boer. Toe sy sê, nee, julle hoef nie môre aan te gaan uit dit nie, ek gaan vir julle 'n kwartel gereg maak. Hulle lyk soos vlermuisies. As jy so in sy beentjie en dan trek hy so terug. So dit was nou nie vir my vroue baie, ek het maar net oot toegemaak. Het proe nie sleg nie, maar is weird. Lyk soos 'n vlermuisie, moet ek sê. Alright, goed. Hoekom? En dit is my baie mooi dat Paulus het skryf in 1 Korintiërs 10. Julle moet regtig 'n studie, ons gaan so 'n bietjie na 1 Korintiërs 10 kyk. Wat sê Paulus? Want ek wil nie hê, broers, dat julle nou nie sou weet
nie dat ons vaders almal onder die wolk was, nou in die woestyn, dis nou die ouens wat in Egipte uitgekom het, en almal deur die see gegaan het nie, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het. Hulle almal was gered. En almal dieselfde drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Dis hoekom Moses nie aan die rots moes slaan nie, en dis hoekom Moses nie in die beloofde land ingaan. Hy het kwaad geraak vir mense slaan in die rots. Die rots was simboliek van Jesus, hy kan nie slaan aan Jesus nie. Alright, dis die groot rede. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Luister, ons is in die Nuwe Testament, maar is vir ons voorbeelde, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie, jy's gered. Hoekom sal jy nou wil terug gaan sien toe? Ag, jy weet, voordat ek weer gebore was, het ek 'n ordentlike py gehad, wat ook al. Ek het besigheid gedoen, die TLB's het geloop. Ek het 100 mense gehad wat vir my gewerk het, en as ek so gemaak het, het hulle vir my geluister. As ek nou wou moun. Ja, dit is soos dit sou klink. Verstaan jy? Maar nou is ek weg daar. Nou volg ek hom. Ek is onder die wolk nou. En wees ook nie afgodedienaars, so sommige. Dink jy, daar's Christene wat weergebore is wat afgode kan dien? Ja, hy waarsku teen dit. Afgode noodwendig lyk nie, hulle is al so verskuil in ons samelewing, jy het nie eens agterkom nie. Jy is so gewoon daaraan. Buiten daai, die ooste se goed het so ingeweef gekom in Suid-Afrika en in die weste in, jy kom het eers agter, jy doen dit nie. Jy is besig met oosterse goed. Is ingeweef in ons samelewing. Buiten nou vir, goed wat ons bo God sit. En wees ook nie afgodienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskryf is, die volk het gaan sit om te eet en drink en het opgestaan om te speel. Daai dag, toe hulle die bul gemaak het. Vers 8, en laat ons nie horeer, soos sommige van hulle gehoreer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. In ons dorp, alive and well, in kerke, predikante, wat hulle vrouens los, vir ander vrouens. Nonsens, wat 'n nonsens is dit? Dis nonsens. Ons moet voorbeelde wees vir die wêreld, maar nou doen die kerk dit. Ja, maar jy ken nie my vrou nie, jy het met haar getrou. Soos Job. Job het alles niet gekry, behalwe die vrou. Selfde ou vrou, né? Jy bly by jou vrou. Ja, maar ek het gesien nou op die einde, wie het nou daaroor gepreek? Iemand het gepreek, Jonathan, né? Hy het alles niet gekry, of iemand het daaroor gepreek. Waar was, nee, Gary, ek was dinsdag by Gary. Ek wil vir hom nog na die tyd sê, ja, behalwe die ou vrou, hy het die plaas die Here vir hom nou 'n nuwe cherry ook gegee, maar hy het toe nou selfde ou vrou, né? En laat ons Christus nie versoek soos sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom, en julle ken dit nou, as julle nou my al baie geluister het, praat ek baie van die koperslang en dan Johannes 3. Maar, hoor hierso, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons nuwe kerk in die Nuwe Testament. Kan jy dit glo? Soos Openbaring se 7 briewe van Jesus, is daar waarskuwings. Jy kan afvallig word. Jy kan teen God draai. Dit gebeur. Ek sien vanoggend 'n video in 2010 wat ek het hom toe nie geken, die ou nie. Ek het nou sy naam ook vergeet. Is ook goed, ek wil dit nie, want dit word opgeneem nie. Word hy deur bekende leiers in Amerika hande opgelê op stage. Hierdie is die next best thing nou. Daai ou is nie 'n jaar daarna met seksuele verhoudings met ander vrouens gevang. Bekende ouens wie ons na luister vandag, sy discernment was so min, hulle daai ou geanoint om die next best thing te wees. Ons moet pas op, mense. Ons moet pas op. Jy moet jou neus in jou eie Bybel hê. En vandag luister ons na ander ouens, en ek sê nie, jy kan nie, almal maak foute. Jy weet nie wat in 'n mens se hart ingaan, maar ons moet so versigtig wees.
wie ons aanstel om voor te vat. Dis waarom selfs die ouens wat voorvat moet gecheck word. Ek sê vir Tinus vanoggend weer agter, as ek met 'n ander vrou wegloop, dan kom jy, dan slaat jy eers my 2 oë blou. Rarig, dis wat moet gebeur, ons moet nie, luister hierso, nee, ons moet nie agter die Bybel weg, ja, want die voor ons gaan hande op hom lê, dan gee ons vir hom tyd 3 maande om by die see sy kop skoon te kry. Jy, plikker, kweper, lat, nee, en sla sy gat warm. Nee, jy moet wakker word. Ons moet nie agter die, ons gaan vir hom, jy weet, is ook, jy weet, is toe hy op die my, ek het hierdie wat ek al gehoor het. Nee, die ou het geval, maar weet jy hoekom, maar toe hy nou weer op die myn werk, is die ley lines van die vrymetselarry wat op, wat se nonsens man, hou op wegkryk agter geestelike versuursuiker. Nee man, jy het begeer, dis jou probleem, jou neus was nie in die Bybel nie, jy was nie accountable nie, jy het op jou eie kerk gehou daar op die plaas, jy is nergens betrokke nie, en jy doen jou eie ding. Nee man, dis geestelike versuursuiker daai. Dit moet alles real wees soos die. Ons is net 1/3 geestelik, hoor. Die ander 2/3 is nog, jy moet net jou brein gebruik. Sien maar die kerk, dit maak my kwaad, kruip so agter geestelike goedjies weg. Ja, is daai ley lines, weet hoe daai ley line omslaat, toe vat hy aan 'n cherry. Wat 'n nonsens! Daai begeerte het lankal in jou hart gebrand. Lankal in jou hart gebrand. Jy kan nie oë van die vrouens afhou nie. Dis jou probleem, of natuurlik aan die vroue kant ook. Nee? Dis 'n probleem julle. Ons kan nie so vergeestelik raak, dat ons nie in realiteit, die Bybel sê check jou hart. Wees accountable, as jy probleem uitpraat. Want alles wat in die donker is, nee, kan die vyand gebruik. As 'n man 'n probleem het met pornografie, praat met ander mans daaroor, as jy nie met jou vrou wil praat nie. Sodat hy accountable gehou kan word. Sulke tipe goed. Want het begin by daai ding, en haal dan voor jou oë uitvee, dan is dit nag, Nella. En nou moet die pastoor nou kom hande oplê. Nee, waar is hy kweperlat? Dis nog as die ou daar werk, nee? Maar nee, ons is nou 2026, julle, ons is nou sulke geestelik, die kerk, ons is baie geestelik, hoor. Ja, en mense kan nou, agter geestelikheid kan jy nou 'n idioot ook wees. Jy kan mense sleg behandel, want jy weet, jy is nou 'n apostel. Nonsens met jou. As jy nie kan lief wees vir mense nie, is jy nie apostel nie. Dis net so. Nee, kyk, jy is nou al so hoog in die bediening, nee, niemand kan nie agter inkom nie. Want jy weet, die man, die Engels sê, the man of the cloth is busy praying. Man gaan bid by jou huis, en as jy by die kerk is jy tussen die mense. Dis mos. Nee, weet, hierdie ding maak my so kwaad, nee. Wat ek nou gehoor, the man of the house, you don't speak against the man of the house. Jy praat teen die man van die huis as hy praat dit. Wat is 'n man van die huis? Daar is een man in die huis wie ons aanbid, en dis Jesus Christus. Dis al man. Dis al man, nie 'n mens nie. Nonsens, daai ou wat dink, hy moet met my Indië gaan bedien vir 3 jaar, dan moet hy terugkom, as hy genoeg curry en rys geëet het, dan kom bedien hy weer soos 'n normale mens, jy raak net normaal, nee, ons erken natuurlijk, as die Here iemand aangestel, natuurlijk, maar moet nie te groot kop kry nie. Daarom, hier is nou net waar ek praat, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, laat hy nie val nie. Geen versoeking, is nou net waar ek gepraat het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Dis nie 'n leylyn nie. Daai leylyn kan jou niks maak doen nie. Dis jy. Jy sien wat is die probleem? Van Genesis 3 af is dit iemand anders se skuld. Nee, dis jou skuld. Jy was nie eerlik met jou vrou nie. Jy het goed gekyk wat jy nie moet kyk nie. Jy het goed begeer wat jy nie moet kyk, jy het dit laat groei. En toe slaat die pop oor die fan. Want jou sekretaresse is toe nou 'n poppie met waakskoene en jou vrou dra nie waakskoene nie. Hy is 'n probleem, hoor. Ja. Geen versoeking aangryp behalwe menslik nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Ons almal word versoek.
Maar as jy in die woord bly, en jy is eerlik met jouself, wanneer jy vir jouself in die spieël kyk, wees net eerlik met jouself, maar die probleem is pride. Pride. Sodra jy dink jy is iets, pas op, as jy dink jy staan, dat jy nie val nie. Elke kerkleier wat nog geval het, is pride betrokken. Tian het altyd vir my geleer, sodra die mense, yes, pastoor, maar jy praat mooi. Jezus, my hardloop. My vrou kom sê nie vir my, Jezus, man, sy sê vir my, hoor jy so daai wat jy daar gesê het, asseblief. Ek soek het, is kritiek, as jy nie kritiek kan handle nie, maar sy sal baie keer vir my sê, ja, is nice. Was het vir jou nice? Dan moet jy weet, same old. En dan moet jy nie plan nie, gelijk aan my vrou, nou nie vir my. Jy moet toughen up, vroeg, kyk. Is een taffe besigheid hierdie. Nee? Jy gaan nooit alles sê wat allemaal happy jou nie. Hy sal saam in die versoeking uitkoms gee, so jy dit kan verdra. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodedienst. Daarom, oor al die goeders. Ons gaan 'n bietjie vandag gaan kyk. Ware geloof is die slegs uiterlike godsdienst. Egypte, hierso is 'n tipe van die wêreld. Farao, die duiwel en sy weermag. Moses, die redder, Jesus Christus. Rooi See is die doop, is 'n tipe van die doop. Kolom van rook, wolk en vuur, Heilige Gees. Manna, brood van die lewe, die woord. Water uit die rots geslaan, lewende water. Alright, good. Waarop moet ek en jy let met ons wandel met God? Hy gee nou hierdie mense as 'n waarskuwing, dat ons nie apostate word, dat ons nie afvallig word nie. Dis hoekom hy hulle dan nou as 'n voorbeeld gebruik. Onthou nou, hy sê onthou nou net, ons voorouers, wat in die woestyn was. Paulus sê 1 Korintiërs 10 is 'n voorbeeld vir ons. Hoekom? Dat ons nie afvallig word nie. As jy born again is en jy is groot gedoop, kan jy afvallig word? Ja, kom ons wees dit eerlik met mekaar. Kan jy wegdraai? Ja, ons sien dit elke dag. Ek wil dit nie sien nie. Ek wil hê almal wat groot gedoop is en wat weergebore is, moet die Here dien met 'n passie. Ek wil dit hê. Ek wil hê as ek hy mense sien, ek sien, yes, maar hulle groei in die Here. Wow. Dis mos wat jy wil hê. Ek wil nie sien, hoor jy, wat het van Nancy en haar man geword? Wow, het jy gehoor? Hy het alweer begin slaan en sy is nou maar weer op die strate. Kinders is honger. Jy wil dit nie hoor nie. Jy het toch, Jesus, ek het soveel hoop gehad vir dit. Verstaan jy? Maar die verantwoordelikheid lê by my en jou om te groei in die Here. Nie by die pastoor of by die vrouevereniging of iemand nie. Dit lê by my en jou om te groei. Maar God het in die meeste van hulle geen walgale gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Hulle lyke sal in die woestyn lê agter by Karkas, ek het daaroor gepraat, Deuteronomium 12. 11 dae is die pad van Horeb af na die Sabbertus. Luister jy nie, dit was 'n 11 dae trip wat hulle 38 jaar gemaak het. Hulle het vir as jy Deuteronomium lees, het ek dit opgesit. Nee, Deuteronomium lees, nee. Hy sê vir, how long will you compass this mountain? It's been 38 years. Wat hulle gekompas het om een berg. Want God sê, hierdie lot, gaan nie in die beloofde, ek kan nie met so attitude daai reise aanvat nie. Daai mure van die stede, God het sê, dit is nie probleem nie, ek sal die mure laat omval, het jy gedink, jy moet dit laat omval. En dit is dieselfde in my en jou lewe. Here, ek weet nie, het jy gedink, jy gaan dit in jou eie krag doen. Daai een wat ek en Elsie so beklei het, nou moet ek 'n werewolf uit iemand gaan uitjaag, of hulle sê die vrou is 'n werewolf, 'n pastoor sê dit vir my. Dit wil ek nou graag sien. Toe gaan ek aan, maar voor ek gaan, beklei ek en Elsie die seker my nie al was nie. Maar ry ek. Toch, Here, hoe gaan ek hierdie mense help? Hoe gaan ek en my vrou beklei? Hy stop gou die kar. Hy sê, luister gou vir my, gaan jy daai gees uit daai vrou uitjaag of ek? Daar het ek besef, is hy wat dit doen, hoor, nie ek nie. Ek, Here, vergewe my. Ek maak op u staat. Hy sê, dankie tog. En net daarna toe bel my vrou my toe vra sy om verskoning. Kan jy dit oorvertel? Dat my vrou om verskoning vra. Dis 'n wonderwerk op sy eie. Maar daar het ek besef, dis nie ek wat dit doen nie. Yes, ek moet so ver as moontlik my neus in die woord hê, ek moet bid, ek moet 'n verhouding met God hê, maar gaan ek foute maak? Verseker.
God het nie verwag, Joshua en die Israeliete moet die mure omgooi en die reëse, hulle gaan mos nie teen die reëse kan fight nie. Dit is te groot. God het my soek, jy moet die guts en die regte attitude hê, op die einde van die dag. Die Jode het egter 38 geneem om die reis te voltooi, Deuteronomium 2:14. Volgens kenners het oor 1 miljoen, party sê 3 miljoen, uit Egipte getrek. Net 2 van daardie geslag sien die beloofde land. Joshua en Caleb. Die res se karkasse, is 'n lelike woord, se lyke lê daar in die woestyn vandag. Wit gebrand deur die son, die beendere. Vir my en jou is Kanaan nie die hemel nie. Die Jordaan is nie doodgaan nie, maar eerder die ou lewe, Egipte en die woestyn agterlaat, mislukking, minderwaardigheid, vrees, ongeloof agterlaat en die koninkryk betree, heerskappy, autoriteit, verhouding met God. Baie mense wie ons bedien is sad to say, bly in die woestyn, is pity party heeltyd, pity party. Jy kan al die waarheid gee, maar is pity party. En party mense het seer gekry, verseker. Hulle bly so 'n bietjie langer, maar jy moet op 'n stadium, ek kan jou nie maak uit die woestyn uitkom nie. Jy gaan moet in die Jordaan inloop en jy gaan moet daai beloofde land betree en jy gaan jou giants face, want jy gaan dit face. Ek kan dit nie vir jou face nie. Ek kan jou help, ek kan jou die woord gee, ek kan hande op jou lê, suurstof gee, steroid spuit, maar ek kan jou nie maak het doen nie. Jy en ek moet dit doen. Elke dag deur die grind gaan. Nee? Elke dag trek jy die teer. Elke dag word jy, maak jy ook, ag Here, ek het nou gedink, na gister gebed gaan ek nie langs hierdie ding wakker word nie. Hy ou man, hy is nog steeds normaal sy usual self. Nee? Maar jy moet bid vir hom, jy moet, is soos daai tyd toe ek op die myn was, ek sê, yes, nou dog ek, 2009, nou, wow. Ek gaan nou op die bedieningscircuit gaan en ek gaan nou die hele wêreld bedien. Here sê vir my, jy sal hier bly tot jy het like. Nog 10 jaar. En nou sê my kinders vir my, ek het sielsbande in my plek, so ek kan verbyry, wil ek daar rondry, ek wil daar wees. So lief het ek geraak vir die plek, want daar die Here my getrein. Daar in die omstandighede. Ek preek vir die mense van my, nee, vir 6 jaar, elke woensdagoggend, ek het op stadium elke oggend woord gegee, tot die een hostel manager gemou het, sê die ouens kom te laat by die site aan. Jesus, ek het gepreek, hy manne staan daar, hulle moet vir my luister, ek is hulle baas, nee. En toe eenmaal 'n week, ek preek elke woensdag vir hulle, 2016, eerste keer toe hulle kon toe hy gooi hulle almal my met klippe. Spot my in swaar vir my. Hy sê vir my, jy preek elke week vir hulle, maar hulle gooi met klippe. Ek sê, hulle het maar met Jesus ook gedoen. Toe kon hy niks sê nie. Dit is so. Ek moes leer om hulle nog steeds lief te hê. Daarna toe die strikes nou verby is, sorry gamla man, jy weet, ons word geïntimideer, dog ek, intimidasie is nie verskoning nie. Kry bietjie guts en sê nee. Ja. Kom ons kyk gou 1 Korintiërs 10 vers 7. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie. 1 Johannes 5 vers 21. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Afgode, luister vir my, het so subtiel. Ons wat in die bevryding bediening is, die Here het my jare en jare van subtiele afgode geleer wat in die kerk ingekom het in mense se lewens in. Dit help my vandag. Ek het nie ongesonde belangstelling het nie, maar dit is goed om hierdie goed te leer, julle. Julle kan regtig ewen swart se goed luister. Dit as jy dit in die hande kan kry, luister dit. Luister dit van die Kundalini, vals Heilige Gees. Luister die goed. Kyk hoe vrymesselary in die kerk ingekom en al daai tipe goed. Luister jy kan nie 'n Freemason wees en Jesus dien nie. Want jy is onder die juk van verkeerde goed, okkultiese goed. Om 'n Freemason te word, moet jy sekere ede aflê. Jy kan nie 'n eed aflê nie. Die Bybel waarsku jou teen dit. Jy kan jouself vasmaak in die Here, ja. Dis al wat jy kan doen. Jy kan nie in dieselfde juk trek as ongelowiges nie. Om 'n Freemason te word, moet jy jy moet iets glo, jy kan nie ateïs wees nie. Jy kan 'n moslim wees, jy kan 'n hindoe wees, jy kan 'n Christen wees, enige iets, om in daai bende te behoort. Die Bybel sê jy moenie aan dieselfde juk trek as ongelowiges nie. Nou is jy self, net dit alleen, buiten vir die ede wat jy aflê. Die Bybel sê, pas op wat jy sê. Pas op wat jy beloof.
Jy moet dit nie doen nie. Dan kan jy nie verstaan wat so goed in die familie inkom nie. Ek ken die goed, maar julle familie was vermesselaars. Van hulle is nog steeds. En dan moet jy nie huil as jou kinders nie die Here dien nie. As jy die antichrist spirit in jou familie bloedlyn ingebring. Dis kan dit nie doen nie. Dis sulke subtiele goed in ingekom het. Wat het ons volk te doen met, was dit nou toe ons in Turkye was, wat het ons volk te doen met obeliske? Gedenknaal. Dis nie gedenknaal, dis obelisk. Kom van Egypte af. Wat het ons met Ra te doen? En die ouens hou volksspele om die obelisk. Daar by die vroue monument in Bloemfontein. Die grootste obelisk in hierdie land. Wat het die boere te doen met dit? Jy sien, dis sulke goed. In die okulte, gaan in die begrafplaas en dan sien jy waar is die okulte. Op ouens se grafstene is gedenknaalde, waar het dit gekry by Martin's Funerals? Waar kry hulle obelisk? Of sy graf, hoekom is daai ou se graf 'n stomp wat afgesny is? Hoekom is daai ou se graf 'n stomp wat afgesny is met die ander stomp wat so lê? Hoekom is daai ou se graf 'n stomp met 'n lakentjie oor? Dis verskillende grade in Freemasonry, is okulte. Hoekom is hierdie ou se graf 'n hand, twee handjies het mekaar groet, een vingertjie toe, eerste, tweede, derde graad Freemason. Dis die geheimenisse, dit kom al van die toring van Babel af. Alive and well, enige land in die wêreld. Dis hoekom ons moet pas op vir afgode. Dis nie net selfoon nie. Dis ongelukkig as die okulte en die oosterse mysticism is in die gyms. As jy gaan wat yoga doen en al die tipe goed. Jy doen oosterse mysticism. Nou kan jy nie verstaan dat jou Kundalini alive and well is nie. Kundalini is 'n vals heilige gees. Want jy activate hom met daai goed. Want die ouens wat in Reiki is en al die tipe goed, hulle doen daai oefeninge om hierdie gees aan te wakker in hulle. En nou gaan doen jy dit, lê jy daar. Jy kan nie verstaan nie, jy kom gym nou maar net lekker, jy kom soepel raak. Daar's ander maniere om soepel te raak, gaan stap saam met jou man. En kry hom voor die bank, voor die TV weg. Alright. So ek sê hierdie goed, dat ons dit moet weet, jy moet nie onbekend wees met die vyand nie. Jy moet ook nie ongesonde belangstelling. So ek gaan kyk nou nie elke aand video's oor okulte nie. Ek het in my tyd, en so nou dan refresh ek myself, en dan gaan ek weer terug na Tiaan Gildenhuys se goed toe, en baie mense het baie te sê oor Tiaan Gildenhuys, maar jy kan baie leer by hom. Waarom haat God afgode? Ek het nou dag op die groep gesit. Kyk hy teaching, hoe vals saad inkom. Dis hoekom God afgode haat, want hy weet wat doen het aan sy kinders. Begin nie so voor die oë uitfees hier daar, want daai ding trek jou weg, jy kom het eers agter nie. En laat ons nie, daai lelike woord, so sommige van hulle lelike woord het nie, en daar het op een dag 23.000 geval, Galasiërs 5:13, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar met liefde. Dit help nie, jy gaan doen 'n beradingskursus, en die eerste vrou wat jy berading op doen, loop jy weg mee nie. Tough times. Nee? Dis hoekom, as jy berading kursus gedoen het, ek gee nie waar jy het gedoen het, wat se sertifikaat jy het nie, jy doen dit saam met ander mense, veral in die begin, dat die ander ouens kan check of jy okay is, en jy second, dis hoekom ek so hou van wat ons by Touching Hearts geleer het, en ek weet sou doen het, jy kry firsts, seconds en plekker thirds, jy bedien saam met iemand, so dat jy kan leer. Ek het vir 5 jaar gesecond, saam met Tiaan Gildenhuys en Kobus van Heerden. 5 jaar, voordat ek toegelaat is, om op my eie iemand te bedien. Of voordat ek die guts gehad het, om op my eie iemand te bedien. Ek is maar stadig uit die blokke uit. Ek sê nie 5 jaar nie, maar, verstaan, ek het nou nie konstant bedien, soos ek nou bedien het nie, so 1 keer 'n maand, eenmaal in 3 maande, so. Alright, dan gaan 5 jaar nogal vanaf voorbij. Maar ons wat so baie bedien, arme Lisa, hulle kry hier so in 3 maande meer as ek in 5 jaar gekry het. Alright, soos ons bedien en daar by die rehab wat julle bedien. Die verskil is tussen hier bedien en die rehab, ek sê dit hierdie week vir Tracy is, daai mense by die rehab moet my sien. Dan is dit moeilik. Die mense wat hier na toe kom, wil ons sien. Ander storie. Baie makliker. Ook uitdagings,
maar is makliker. Maar sodra iemand moet, dan vra ek af, ja, my kind, hoekom is jy hierso? Vra Tracy? Sy wil nie eintlik, ek moet vir haar bid, en dan is dit moeilik, hoor. Ja, maar dan doen ons dit nog steeds. En laat ons Christus nie versoek, soos sommige van hulle gedoen het nie, en hulle is deur die slange omgekom, en die volk het teen, ons het ons nou daai ken ons, Psalm 78 vers 19 hoor, en hulle het teen God gespreek, en hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Natuurlik sou hy kon. Natuurlik sou hy kon, daar is nog skriffies die jy kan gaan lees. Hier is al 1 Korintiërs 10:10, en moenie murmureer, soos sommige van hulle gemurmureer het, en hulle het deur die verderwer omgekom. Wie het hulle doodgemaak? God. Nee, en in die Nuwe Testament lees jy ook, dat die eersgeborenes wat doodgemaak is, nie deur God doodgemaak, is deur die verderwer doodgemaak. Farao het Satan plek gegee om eerstgeborenes uit. God het dit toegelaat, maar dis die verderwer, is nie God nie. Numeri 16:3, en hulle het bymekaar gekom teen Moses en Aaron, hulle gesê, dit is nou genoeg. Dis nou genoeg. Ek weet nie of 'n kerkraadvergadering is, ek dit gehoor. Dis nou genoeg, want die hele vergadering, hulle almal is heilig, en die Here is in hulle midde. Waarom verhef julle dan oor die vergadering van die Here? Korach, Datan en Abiram, hulle al drie is dood daai dag. Wat maak jou so heilig? O, God die angstel. Enig vra ou vir my daar so, toe ek by die vorige kerk was, wys hy na my lesenaar se stoel. Wat maak jou daar sit? O, salwing. Nie omdat ek so oulik is nie. Wat het Moses en Aaron die reg gegee? God het hulle aangestel. Dis 'n verskil. As God jou aanstel, het God jou aangestel. En hy het teen God se mense gepraat. Wat vir hulle in die gap gestaan het, hoeveel keer? Toe word hulle ingesluk, net daar, die sleutel, Hebreërs 3 vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Kyk hoeveel voorbeelde is daar vir ons in Korintiërs, Hebreërs teen wat hulle gedoen het in die woestyn. Daai hele woestynverhaal in die Ou Testament is vir ons Nuwe Testamentiese nie-Jode voorbeelde van hoe ons nie moet wees nie. Ons moet submit aan God. Ons verstaan, nie een van ons verstaan alles nie. Maar weet, God het jou lief. God gaan jou help. Jy sal beter uitkom aan die ander kant. Dit is baie keer moeilik, is moeilike omstandighede. Ek ken van julle, ons gaan van die moeilike goed. Ek en my vrou gaan ook nou deur 'n moeilike tyd met baie dinge in die familie. Dit is moeilik, maar weet jy wat? Be of good cheer. God gaan dit uitsort. Ons het 'n besigheid in Potch gehad en klomp goed het verkeerd geloop al. Nou is daar 'n restaurant in Potch wat ons goed van die besigheid het, koffiemasjiene en goed, en het nie eens betaal daarvoor nie. Is net gevat. Nee, nou kan ek sê, ek hoop hulle stik aan daai koffie. Nee man, sulke goed gebeur, nou hoe handle jy dit nou? Hoe handle jy dit nou? Daai goed is gekoop, toe my skoonma oorlede is, cash, met die geld wat van haar boedel uitbetaal is. Nee, ons gaan dit 'n familie ding doen. Daai ding het heeltemal verkeerd geloop, as gevolg van disunity, oneenigheid, skinnery en alles. En dan kom vat die vyand jou goed. Hoe handle jy dit dan? Be of good cheer. Bid vir die persoon wat het veroorsaak het. Ek sal nog steeds, maar jy bid. Hoor jy so nie, ek staan nie voor en sulke goed gebeur nie met my nie. Ek sê, van ek permanent in die bediening is asof hel op ons losgebars het. In alle areas van ons lewe. Ons kinders word aangeval. Alles word aangeval. Net om ons vrede te steel. Mag dit nie toelaat nie. Mag dit toelaat nie. Ons moet be of good cheer. Die Here gebruik jou, jy sal nie doodgaan nie. Het voel baie keer so. Here, as jy nie nou vandag vir my gaan neerkom nie. Tjoepstel, nou hoor jy niks van die Here af nie.
Maar nou as die week verby is, sien jy die ander kant uitgekom, jy weet nie hoe nie. Ja, maar hierdie ding, hoor jy is klaar nou, hoor jy is nou op pad, jy moet daar gaan bedien. Dan moet jy bedien, dan moet jy smile. Wave, you're on camera. Ons almal gaan deur baie dinge. Dit wat jy nie dood maak nie, maak jou groot en sterk, ja, dat is hy. Dis wat die Here doen, hy het 'n manier, né? Hy het 'n manier. Waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het, was dit nou 40 jaar of 38 jaar? 38 jaar? 38 jaar. Die 40ste jaar is hulle eers nie beloofde land in. Hulle het nog so 'n bietjie gekamp by die rivier ook. Alright. Daarom het ek vertoond geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart. Hoor hierso, hier is die geheim. Altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my toren, dit is die groot probleem. Mense word weergebore, hulle wil die Here dien, hulle kom kerk toe, maar hulle dwaal heeltyd met die hart en hulle is nie in die woord nie. Luister nie, jy kan nie hierdie pad saam met Jesus loop as jou hart dwaal nie. Maak vas wat jy glo. Maak jou vas aan die Here, sodat jy nie struikel nie. En bly in die woord. Ek het vanoggend weer gehoor wat iemand sê, 'n teaching wat ek luister, toe sê hulle vir die pastoor, ons was by 10 kerke. En nêrens leer hulle die woord nie. Hulle leer nie die woord, leer ander goed, ek weet nie wat nie, maar hulle leer nie die woord nie. Jy kan nooit die woord leer deur 'n dagstukkie te hoor nie. Yes, hy het mooi gepreek, waar het hy gepreek? Ons kan nie onthou nie. Jy moet die woord leer. Kijk, ons kan baie dinge verkeerd doen, maar ons gaan die woord leer. Want die woord moet jou, elke mens wat jy net kom, se anker wees. Nie die kerkgebou en die kerk nie, die woord. Dis nice, maar die woord moet wees. Want dis die woord wat jy eendag in jou donkerste tyd kan aan vashou. Jou pastoor gaan nie daar wees nie, jou vriendinne dalk nie eers nie. Dus ek smaal so, ek moet nie daaroor smaal, niks amper klaar. Ek is op so oud taakmag groep. Dat is een van die ouens nou, maar daar is van die taakmag ouens daar van 76 tot ek daar was. So is al 'n paar oud toppies ook al. Hulle kap willebome in daai bosse nou, né? Die ouens daar hoor ek. Nee, ons moet 'n bid vir ou Pieter. Hy is op sy laaste pylvlak. Ja, weet ek. Daai perd lê daar, hy kyk vir sy voetjies, hy's nog net so. Dan ben ek so wreed, mense op die eie dan, né? Ons bid nou maar hier van hierdie kant van die selfoon of maar Pieter is op sy laaste pylvlak nou. Yes. So as jy op jou laaste pylvlak is, ek en jy, né? Het ons die Here. Jy gaan nou instap in die ewigheid in saam met hom. Hoe awesome is dit nie? Jy die ewige lewe, jy ken God. En jy ken die woord, want die woord sê so. Niks laat jou hart dwaal van die waarheid af nie. Want jy weet dat jy weet hierdie woord is waar. Al hoe meer ek die woord bestudeer, sien ek die kruisverwysings en alles, hoe hierdie woord so ingeweef is, dit kan net bonatuurlik buite tyd geskryf gewees het. Hy het mense hande gebruik. Maar 'n gees buite tyd het in daai persoon ingekom en hulle die profetiese boeke geskryf en die profeseë. Men dit kom op die letter waar. En as kerke dit nie teach nie, waar hou mense vas? As hulle nie die profetiese woord kan vashou nie, waar hou ons vas dan? Omdat die kerk so oulik is, of die pastoor so oulik is. Hulle is 'n awesome couple. So what? Wie gaan jou deur die laaste pylvlak help? Nie nou awesome couple nie. Die woord van God. Die woord van God. En ons kom nou in 'n tyd en as ek om hierdie boek geskryf is vir tyd soos die. Dis klaar live and well, klaar ingesluip. Ek en jy was by plekke betrokke, ons is nie so geweet, dit is daar nie. Maar nou soos ons die woord meer bestudeer, kom ons oor raak, al ons oor, Jesusie, dankie tog, ek weet nou die waarheid. Alright. Hebreërs 3 ek gaan nou nie al hierdie lees nie, daar kan julle self gaan lees. Hebreërs 4 vers 1, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agterbly nie. Dis een van die waarskuwings, een van die 4 waarskuwings in Hebreër. Gaan in sy rus in. Glo hom. Die rus is nie Saterdag nie. Baie mense vat nou daai skrif en sê, ja, jy sien, ons moet rusdag hou. En dis nie Sondag nie, is Shabbat. Nee. Gaan in sy rus in. Wat sê Judas? Hy het jou.
Weet jy, ek kan rus in dit. Ek kan dit glo. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, dis nou daar ander ouens. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof vereniging was nie. Hy praat van die ouens in die woestyn. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, onthou julle daar in Numeri? Hulle sal in my rus nie ingaan nie, hulle karkasse sal lê daar in die woestyn. Sien jy, dis alles kruisverwysings na? Die skrywer van die Hebreërs, wat ek glo Paulus is, verwys na Numeri toe. Israel se wildernis as voorbeeld, wat was dis al ongeloof en hoekom het God geen welgeval in hulle gehad nie? Afgodedienaars, hulle het gehoreer, hulle het God versoek, hulle het gemurmureer. Hoor wat sê Psalm 78 vers 40, net in die King James sê hom so. How oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Vers 41, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Kan jy God beperk? Ja, jy kan. Jy kan God limit in jou lewe. Soos wat hulle God gelimit het. God wou gehad het, hulle moes in 11 dae daar kom. Maar hy het nie. Dis hoekom God, Jesus, hy vlamme kom tot hier so teen hulle kamp, en dan sê Moses, asseblief, Here. Want hy wou so graag, dat hulle daai klomp reëse gaan doodmaak, en die mure gaan afbreek, en die beloofde land in besit vat, but hy limited the Holy One of Israel. Nee, God is in beheer, ek sal van self regkom. Nee, jy kan God beheer, jy kan God beperk. Deur af te dwaal met jou hart. Moenie God beperk nie. Moenie dat hy iets wat hy in 11 dae kan doen, dit jou 38 jaar vat nie. At least gaan jy hemel toe, maar daai 38 jaar is hel. Ek bedien hoeveel mense wat sê, my man het al in 2011 profetiese woord gekry, het nog nie in vervulling nie. Hy het alles in sy vermoë gedoen om dit te beperk. Maar dit gaan nie van self gebeur nie. Niks wat ek vandag doen het van self gebeur nie. Ek moes deur dit gaan en dit doen. In my bakkie klim en dit gaan doen. In my bakkie klim, Hammanskraal gaan bedien. Ja, maar hulle hijack die ouens daar, okay. Hulle het net vergeet om dit vir my te sê. Gaan op 'n Sondag in met 'n bakkie vrag vol sakke met klere, kos, en dan misbruik die pastoor my ook nog daar. Moet sy vrou daar gaan aflaai en hom daar, julle saad Sondag. Dis maar doen goed, die koninkryk is nie 'n woorde nie, dis doen. Dis doen. Jy kry nou profetiese woord. Sê. Die tweede hemel hoor dit ook. Hulle gaan alles aan hulle vermoë doen om jou hart te laat dwaal, jy nou by uitkom. Glo my. Jy moet fight vir elke stukkie grond in die beloofde land. Hy sê vir hulle daar in Deuteronomium 3, sê vir hulle, hoor jy so, okay, ek geef vir die beloofde land. Wow, awesome, okay, begeef jou in 'n oorlog. Pak op, maak klaar, gaan. So, die Here gee ons die koninkryk, maar jy gaan dit in besit neem. Hoe awesome is dit nie? They remembered not his hand, so gaan dit aan daar. En fluit, ek is klaar, ek is 6 minute oor, Lisa, sorry, maar omdat julle so lank gesing het, ek spot. So, Judas, begin, en hy sê vir jou wie hy is, moet dit nie vergeet nie. Hy sê, maar ek wou net hierdie skryf vir julle, om julle te bemoedig, maar, die Gees het my herinner om hierdie aan julle te skryf. Pas op, daar is mense wat ingesluip het, wat afvallig geword het. Kom ek gebruik gou voorbeelde vir julle, die ouens in die woestyn, volgende week die gevalle engele, en dan Sodom en Gomorra, wat ons het vandag. Alright. Ja. Ja, hulle is saam met hulle in toe. Maar kyk, wat toe gebeur het? Toe hulle in die woestyn ingaan, toe was Joshua en Caleb so 40 jaar oud. Alright. En die mense was so tussen 20 en 40, min of meer. En bietjie ouer ook dan natuurlik. En toe God sê, daai generasie sal nie, dis nou almal bo 20, sal nie in die beloofde land ingaan nie, dis almal bo 20, dink ek min of meer, dit is 20 net, nie? Bets? Ja, bo 20 is almal in die woestyn dood. Al die kinders, hulle is toe nou al 40, daar rond, hulle, of 60, hulle is nie beloof, maar toe sê hulle, toe hulle in die beloofde land gaan, was Joshua en Caleb al 80.
So, dis hoekom hy sê, dis hoekom, mens moet nie Psalm 90 uit konteks uitvat nie. Psalm 90 is geskryf vir die ouens in die woestyn. En hy sê, julle jare sal 70 en 80 wees, en die meeste daarvan moeite en verdriet is geskryf vir die ouens in die woestyn. Dis 'n Psalm van Moses. Alright. Dis nie vir ons geskryf nie. Die Here sê ons lewens sal 70 en 80 en die meeste daarvan, nee, jy loop nie 38 jaar op dieselfde berg nie. Jy kan as jy wil, maar jy is nie vir ons geskryf nie. So Joshua en Caleb, toe Moses dood is, toe sy 120. Nee? So toe Moses in die beloofde land ingaan, sy 80. Moenie die movies glo wat 'n jong fris perd is, nie? Hy was 80. Joshua en Caleb was toe 40. En daai verspieders wat ingestuur is, was almal sterk ouens tussen 33 en 40. En hulle almal is dood, behalwe Joshua en Caleb. Dis die enigstes wat die beloofde land van daai generasie gesien het. Sê. Okay. Kan ek vir ons afsluit? Vader, baie dankie, ek loof en prys U naam. Dankie vir vandag, dankie mag U die naprediker wees. Here, help ons dat ons harte nie dwaal nie. Help ons om in U weë te wandel. Help ons om lief te wees vir die woord. Help ons om altyd in die woord te wees. Help ons om ons gedagtes gevangene te neem. Laat ons gedagtes ons nie wegtrek van U af nie. Here, daai gedagte wat ons in vrees wil intrek, daai gedagte wat my in depressie wil intrek. Here, help my om 'n ander gedagte te kry. Vader, ek loof en ek prys en dan vergewe ons dat ons vrees vat. U het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. You gave us a sound mind. Thank you, Jesus. Help us minds to be sound. Amen en amen. As julle, sien julle, ek kan ook Engels praat. Want die Engelse Bybel sê van die beterste. Hy sê, I didn't give you a spirit of fear, but love, power and a sound mind. Selfbeheersing, nee, is nie so lekker vertaal nie. So, ek het glad nie selfbeheersing, ek het gisterand gesien toe daai sweets daar was, ek moes nou 'n Disprin drink vir die kopseer. Ek het al die koekies amper opgeëet. Dis my eie skuld, maar ek het nie selfbeheersing nie, maar ek het 'n sound mind. Okay, julle.